Goeiemiddag, baie welkom aan elkeen wat weer ingeskakel is by ons boodskap van bemoediging. Hierdie nuwe dag wat die Here vir ons gegee het, dat ons die voorreg om ook meer en meer oor sy woord te leer. Ons tema vir hierdie week is sien my aan in u genade, en ons gaan vandag met Psalm 25 besig wees en donderdag met Psalm 86. Kom ons lees Psalm 25 saam, ons gaan vanaf vers 16 af saam lees. Sien my in genade aan, Here, want ek is eensaam en verstote. Ek verkeer in die allerhoogste nood, bevry my tog uit my ellende. Kyk hoe sleg gaan dit met my, en hoe swaar kry ek. Vergewe tog al my sondes. Kyk hoe baie vyande het ek, en hoe fel haat hulle my. Beskerm my en red my, laat my nie beskaam staan nie, want by u skuil ek. Laat onskuld en opregtheid oor my die wag hou, want op u vertrou ek. O God, red Israel uit al sy nood. Tot sover lees ons dan vanmiddag saam. Dawid het sekerlik in sy lewe baie kere gevoel dat die Here hom amper nie raak sien nie en dat die Here se genade eintlik ver van hom af is, veral wanneer hy deur sy vyande onderdruk is en deur die omstandighede waarin hy homself bevind het, onderdruk is. En ek en jy in ons lewens voel ons ook baie keer so asof die Here ver van ons af verwyderd is, asof hy ons nie raak sien baie keer somtyds nie, asof sy genade net ver van ons af is. Ja, dat ons net by hom moet kom smeek, sodat hy ons net moet raak sien en sy genade oor ons moet uitstort. Maar die realiteit van die saak is dat ek en jy baie keer so vaskyk in die dinge wat rondom ons gebeur, in ons sondes, dat ons die Here totaal en al miskyk en dan smag daarna om net meer van sy genade te beleef, terwyl sy genade eintlik voortdurend heeltyd 'n realiteit in ons lewens is. Sy genade is nie iets wat net weggaan en terugkom wanneer ons daarvoor vra nie. Sy genade is op ons uitgestort en sy genade is vir ons waar in alle omstandighede. God se genade is nie die een oomblik hier en aan die volgende oomblik nie meer daar nie. God se genade is vir my en vir jou altyd 'n waarheid. Dis sy geskenk aan my en jou. 'n Geskenk wat ek en jy moet ontvang en moet leef ook in ons lewens. Sy genade is Jesus Christus. Die bewys van sy liefde is Jesus Christus. En wanneer ek en jy baie keer so klaar in hierdie lewe soekend na God se genade in ons lewens, sodat hy sy genade oor ons moet uitstort, as dit baie keer ons eie sondes, ons eie tekortkominge, wat ons dwing tot op daardie punt. Wat Dawid heel moontlik ook hier gedwing het, tot op hierdie punt, waar hy na God vra vir sy genade, om oor hom uitgestort te word. En dit is natuurlik nie verkeerd om te vra dat die Here sy genade, sy hand van genade oor ons sal uitstort nie. Maar ons moet net weet en ons moet besef daarin dat God se genade nooit van ons af weg is nie. Dat sy genade altyd vir my en vir jou waar is en dat sy genade ons altyd raak sien. Ons is die wat sy genade baie keer in ons lewens miskyk. En vandag wil die Here vir my en vir jou kom bemoedig en sê, maar ons moet sy genade in ons lewens miskyk nie. Ons moet nie dit miskyk wat hy mee besig is in ons lewens nie. Want alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat hy doen in ons lewens, is uit genade uit sy groot liefde vir ons uit. Ons het dit nou nie vanmiddag saam gelees nie, maar ek lees graag vir ons vers 15 ook van Psalm 25. My oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die vangnet sal hou. My oë is altyd op die Here gerig. God se oë van genade is op my en jou gerig. Ek en jy moet toelaat dat ons oë ook altyd op hom gerig sal wees, dat ons lewens op hom gerig sal wees, dat ons ook met liefde en genade sal optree, wanneer ons met mekaar ook handelend is. Mag ons nie deur ons omstandighede oorweldig word nie, maar mag ons daardeur geïnspireer word, om meer en meer ook vir God te wees en te doen. Mag ons weet dat sy Heilige Gees ook met ons is, daar waar ons gaan, en dat dit vir ons die krag sal wees, wanneer ons voel, ons het self nie krag nie, wanneer ons self swak voel, so Dawid ook hier voel. Mag God se genade ons altyd raak sien. Mag jy weet dat sy genade vir jou genoeg is. Ek groet jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen.